Weer. Goeiemôre. Daar's twee goed wat my moeg maak. Die een is, as ek 'n afspraak het en ek is op pad soontoe en daar gebeur iets en ek dink ek gaan laat wees. Die ander is tegnologie. So, veral Zoom. So ek het daar agter in die konsistorie gevra, as julle bid vir my, moet julle ook vra, help hom asseblief met Zoom en met die tegnologie. Dis 'n voorreg om hier saam te wees as kinders van die Here. Hartlik welkom elkeen wat hier is. Mag die Here ons saam weer seën, mag hy ons deur sy woord bring om hom beter te ken, om in ons geloof te groei, en om werklik met die vrede wat hy bring en gee, elke dag te lewe. Moet ek nou weer hierdie goed te gaan afsit daar, David? Onder afkondigings, ons meelewing met Gerda de Vries, wat die eerste geopereer word vir daardie gewas, en ons vertrou dat die Here ook die operasie sal seën en die pad vorentoe dat hy haar in sy hand sal vashou, haar sal dra. Ons prys die Here saam met die Lissimore gesin vir die goeie nuus wat John gekry het. En hy sê, toe hulle hom dit Dinsdag meegedeel het, het hy gesê, regtig? Toe wys hulle vir hom die scans, dat daar's nie kanker nie. En hy sê vir al die mense wat hy laat weet, sê vir hom, regtig? Hey, is jy seker? Hoekom? Mense sukkel nogal om goeie nuus te aanvaar. Om werklik die evangelie, God het jou lief. Wat? Wat moet ek doen? So ons prys die Here saam met die Lissimores. Tannie Francine vier eerskomende Vrydag haar 82ste verjaarsdag. Die 2 April. En dan bid ons jou toe die seën van die Here, en kom ons sing vir haar die seënbede uit Psalm 134 vers 4, laat Heer u seën op haar daal. Zoom, en ons vra hulle weer net om ook self by die huis hulle klank en hulle video af te skakel. Ons is saam in die teenwoordigheid van die Here. Kom ons erken sy teenwoordigheid, sy heiligheid in aanbidding en in lofprysing. Ons begin met lied 174 vers 1. Dan gee ons geleentheid vir stil gebed, en daarna gaan ek vir ons bid, en dan gaan ons lied 175 ook sing.
Groot, oneindig groot is U, Here God. U wat uit die troon in die hemel die aarde aanskou, U sien die mensekinders in hul gewemel. So is U oog op elkeen van ons. En Here, U net ken nie ons nie en sien nie ons raak nie, maar U sien ons aan in die genade en in die liefde, want daarom kan ons tot U nader met vrymoedigheid, kan ons met U praat. En ons dankie. Dankie Here dat ons hier kan saam wees as gelowiges, U kinders. Dankie dat ons U kan aanbid. Ons weet, ons verdien dit nie. Saam met die psalmdigters, gelowiges deur die eeue, is die vraag ook in ons harte, wie is ons, Here, dat U aan ons dink, dat U met ons bemoeienis maak, dat U met ons besig is. Klein, nietige sondaar mense, en tog, Here, U kinders, kosbaar vir U, so kosbaar dat U U seun gegee het om ons deur sy bloed te red van sonde, van die dood, sodat ons as U kinders kan lewe, hier op aarde elke dag. Ons prys U vir die troue sorg wat ons hier ontvang. Ons dankie dat ons U kan vertrou, as ons deur dieptes moet gaan, dat U ons herder, ons daardeur sal lei, veilig sal bewaar. Ook vir hulle wat moet gaan vir operasie, ons bid vir Gerda, ons bid dit jaar sal seën. Ons dankie en ons prys U saam met John en die Lisemore gesin vir die groot genade wat hy ontvang het. Inderdaad genade, Here, want ons verdien niks. En tog is U goedheid, U guns groot oor ons. Ons dankie dat ons saam na U woord kan luister, en ons bid dat U ons sal seën, en dat U ons harte sal oopmaak deur U Gees, en dat U ons ore sal gee wat hoor, harte wat glo, en Here ook die gewilligheid om U woord te lewe, te gehoorsaam, tot eer van U naam. Hoor ons gebed om Christus ontwil. Amen. Geliefdes in die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat opgestaan het uit die dood, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons antwoord saam op die seën van die Here met lofprysing, lied 184, ons sing 3 verse saam. Ons bely ons geloof en dan sing ons ook lied 260 vers 11 saam.
Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Geliefdes in die Here, ons gaan in die jaar die tyd in, waarin gelowiges die wêreld oor die lydenstyd, die kruis en die opstanding van ons Here Jesus Christus herdenk. Eerskomende Vrydag is Goeie Vrydag, en dan herdenk ons in besonder die kruisiging. En ons het ook 'n erediens hier, wat ons sal Zoom 9:30. En sal weer iemand wat wil inkom, David. Ons moet maar vir die mense wat deur Zoom kom, ons maar vra, hulle moet nou nie laat inkom nie, asseblief. Gelukkig kan ons nie sien wat doen hulle by die huis nie. Nee. Ja. Vandag is bekend in die kerke as Palmsondag. En dit word so genoem na die gebeure, die Sondag voor die Here Jesus se kruisiging in Jerusalem. Kom ons luister saam daarna. Matteus 21, ons gaan die gedeeltes, soos ons hulle verduidelik, saam lees. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur. Jesus en sy disippels het nou by Jerusalem gekom, naby. Want dis waarheen hy op pad is. Soos hy by herhaling vir sy disippels gesê het, hy moet Jerusalem toe gaan. Hy moet ly, hy moet doodgemaak word, en hy moet op die 3de dag opgewek word uit die dood. En nou is hy hier, in Jerusalem. En sy ingaan in die stad word duidelik beskryf deur al 4 die evangelies. Dit word vir ons beskryf, want dit gaan meer oor daar sit meer in hierdie gebeure as maar net bloot dit wat ons lees, dat Jesus op 'n donkie klim in die stad binne ry. Hierdie gebeure word beskryf, want dit sê vir ons wie hy is, en dit verduidelik ook vir ons die betekenis van sy lyding en sy sterwe wat op hande is.
En die eerste wat ons moet raak sien, is dit is Jesus wat Jerusalem toe kom. Dis Jesus wat die stad binnegaan. In wat hier gebeur vandag en wat met hom gaan gebeur in die week wat voorlê, is hy nie 'n slagoffer nie. Hy is in beheer. Hy is die koning in beheer. En as Jesus en sy disippels naby Jerusalem kom, by Betfage en Betanië is 2 dorpies aan die ooste kant van Jerusalem teen die Olyfberg, dan stuur hy 2 disippels vooruit met 'n opdrag om 'n donkie te gaan haal. Sê, die dorpie hier voor, as julle daar ingaan, dan sal julle 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar, waarop geen mens nog gery het nie. Maak haar los en bring haar vir my. En as iemand iets daaroor sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig en hy sal hulle gou terugstuur. Die 2 disippels het vooruit gegaan. Hulle het die donkie en haar vul gekry, soos die Here Jesus gesê het. En toe hulle haar losmaak, het die eienaars gevra, hoekom maak julle die donkie los? En hulle het geantwoord, soos Jesus vir hulle gesê het, die Here het hulle nodig. En hulle het die donkies na Jesus toe gebring, en die disippels het van hulle klere op die donkies gesit, en Jesus het opgeklim, op die donkie waarop geen mens nog gery het nie, om op die donkie die stad Jerusalem binne te gaan. Hoekom moet dit so gebeur? Hoekom moet hy op 'n donkie in Jerusalem ingaan? Want hy is die Here. Die Here wat gekom het om al die beloftes en die profesieë te vervul. Die belofte en die profesie wat al 550 jaar vroeër gegee het as daardie tyd, deur die profeet Sagaria die Here vir sy volk gesê, sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie. Jesus is die Here. Die koning wat na sy volk toe kom, die koning uit die nageslag van Juda en Dawid. Hy is die koning op 'n donkie. En hy kom na sy volk toe om vrede te bring. Soos ons baie duidelik hoor in die profesie in Sagaria. Hy sal vrede aankondig vir al die nasies. Hy sal 'n einde maak aan oorlog. Daarom jubel en juig Jerusalem, want jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie. Treffend, hy sal strydwaans uitroei en perde wat vir oorlog maak gebruik is. Hy sal die pyl en boog stukkend breek. Hy sal vrede bring. En omdat hy vrede sal bring, daarom ry hy nie op 'n perd, 'n oorlogsdier nie, maar ry hy op 'n donkie. Ja, Jesus is die koning op 'n donkie, wat vrede bring vir sy volk uit al die nasies. Vrede waaroor sy volk opgewonde kan word. En inderdaad gebeur dit daar buite Jerusalem en in die stad. Van die skare mense wat daar saam is, het van hulle klere op die pad gegooi, hulle takkies afgebreek en op die pad gestrooi. Hulle het as dit ware die rooi tapuit vir die koning uitgerol.
opgewonde, met palmtakke in hulle hande het hulle in lofprysing uitgebreek. Hosanna! Hosanna, 'n Griekse woord vir 'n Hebreëse uitdrukking, wat red my, Here, help my, Here, beteken. In daardie tyd het dit die betekenis gekry van prys God, prys die Here. Soos die nuwe Afrikaanse vertaling dit ook vir ons weergee. Ja, in lofprysing, Hosanna, prys die koning, die seun uit die geslag van Dawid. Geseënd is hy wat in die naam van die Here kom, Hosanna in die hoogste hemele. Die engele word geroep om saam te sing. Ja, Jesus, die koning op 'n donkie, het die hele stad in beroering gebring. Wie is hy? Vir almal. Wie is hy? Die skare antwoord die vraag. Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Het hulle regtig geweet wie hy is? As ons luister na wat Paulus vir die Korintiërs skryf, as hulle regtig geweet het, sou hulle dan die Here van die heerlikheid gekruisig het? Nou skree hulle prys hom. 'n Paar dae later skree hulle kruisig hom. Kruisig hom. En hierdie antwoord op hierdie vraag is ook belangrik vir ons. Wie is hy? Wie is hy vir ons, vir my en vir jou? Wie is hierdie koning op 'n donkie? Is Jesus van Nasaret, ja. Die seun van God, self God, wat sy bestaan op godgelyke wyse nie vasgeklem het nie, maar homself verneder het en die gestalte van 'n slaaf aan te neem, aan mense gelyk te word. En as mens het hy homself verder verneder, tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Wie is hy, die koning op die donkie? Is die seun van God. Hy is hier in Jerusalem om gekruisig te word. Want dis deur sy kruisoffer wat hy vrede bring. Vrede op aarde, soos die engele al daar in die velde van Bethlehem gesing het toe hy gebore is, met sy menswording. Ja, deur sy kruis bring hy vrede vir sy volk uit alle nasies. En is dit die evangelie, die blye nuus wat sy disippels hoor na sy opstanding? Vrede vir julle. Vrede met God. Ja, die straf wat vir ons vrede moet bring was op hom. Sy lyding, sy kruisoffer, het vir al ons sondes betaal en ons met God versoen. Elkeen wat Jesus van Nasaret ken as die koning op 'n donkie, elkeen wat in hom glo, kan oor hom, die koning op 'n donkie, opgewonde raak. Opgewonde raak oor die vrede wat sy kruis en opstanding bring. En elkeen wat in hierdie vrede deel, die vrede van God in Christus Jesus, vrede wat nie afhanklik is van omstandighede nie, vrede wat alle verstand te bowe gaan. Elkeen wat in hierdie vrede deel, kan waarlik van harte sing, Hosanna, prys hom. Kan die engele, kan almal rondom ons oproep, om hom te prys. Ja, die lofprysing van die koning op 'n donkie
moet gehoor word, soos dit deur die eeue heen weer klink het. Soos dit gesing is deur Ou Testamentiese gelowiges in Psalm 118. Hosanna, geseënd is hy wat in die naam van die Here kom. Ja, dit moet weer klink. Want as die mense so stil bly, sê die Here Jesus, sal die klippe dit uitroep. Ja, dit moet ook gehoor word deur ons. Deur ons lofprysing en psalms en lofsange en geestelike liedere, wat ons hier en by die huis en saam met ander sing. Maar dit moet ook gehoor word deur ons lofprysing van die Here met ons hele lewe. Ja, ons moet ons koning eer met ons woorde, ons gedagtes, ons optrede. Ons moet ons koning eer deur self nederig en diensbaar voor hom te lewe. Deur in vrede met mekaar te lewe. Is dit nie ook julle gewaarwording dat daar so maklik onvrede kan kom in verhoudings tussen gelowiges, in families? Ken ons waarlik die koning op 'n donkie? Hierdie lofprysing moet gehoor word. Want dit sal weer gehoor word deur almal as ons koning weer kom. En as hy weer kom, kom hy nie op 'n donkie nie, hy kom in heerlikheid op wolke. En sy koms sal die hele wêreld in beroering bring. Wanneer hy weer kom, sal elkeen wat hom ken, elkeen wat in hom glo, in die heerlikheid en in die volle vrede, wat Jesus ons koning, wat sy kruis en opstanding bring, sal ons in daardie heerlikheid en vrede saam met hom by God lewe, vir altyd. En wat sal daar gehoor word? Hosanna. Prys die Here. Amen. Ons antwoord saam op die woord van die Here. Lied 326 vers 1 en 4, julle sal sien die beginlied ook, lied 174 is nie vir ons bekend nie, ons het hom maar moeilik gesing. Hierdie een is ook nie bekend nie, maar ek het dit gekies omdat dit so gepas is by hierdie skrifgedeelte.
Dankie vir u genade. Dankie dat u die God is wat in groot genade na sondaars toe kom. U wat gekom het in die Seun, die Here Jesus wat u goddelike gestalte, u bestaan prysgegee het, u self verneder het en mens geword het. U wat gekom het om ons te kom red. Deur u bloed, deur u offer aan die kruis. Wat 'n vernedering, Here, wat 'n lyding moes u nie deurgaan het nie. En dit vir ons, sodat ons bevry kan word van al ons sonde, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. Ons prys u vir die offer. Ons prys u, Here, u wat u self verneder het en daarin ook vir ons 'n voorbeeld is. En ons bid dat u ons sal vul met die Gees, dat ons inderdaad, ons wat so lief is om op ons eie regte te staan, so maklik trots en hoogmoedig kan wees. Maak ons waarlik nederig voor u, Here. Dan dank ons u ook vir al daardie gebeure in ons lewe ook, waar ons worstel, waar ons kleinheid en ons nietigheid opnuut besef, ons afhanklikheid van u. Dankie dat ons daardeur gebring word om klein en nederig voor u te lewe. En dankie, Here, vir die belofte wat u in die woord gee, dat u elkeen van die kinders wat nederig tot u nader, dat u ons sal verhoog, dat u ons sal seën. Ons beleef klaar u seën, die vrug van u kruis en opstanding. Ons het vrede met u. Ons is deel van u kerk. En ons kan uitsien, Here, om in heerlikheid by u te gaan lewe. Ons prys u daarvoor. Ons bid dat u elkeen van ons sal bewaar in hierdie week wat kom. Dankie vir vreugdes en waar daar operasies is, bid ons weer, Here, mag ons ook daar u goedheid, u genade beleef, sodat ons net meer rede sal hê om u te loof en te prys. Here, vul ons harte met u vrede, met u blydskap. Maak ons bewus van u teenwoordigheid in ons lewe elke dag, elke oomblik, sodat daar hosannas in ons harte sal wees en oor ons lippe sal weer klink. Want ons moet, Here, u prys. Aan u, drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, kom toe al die lof, die eer en die heerlikheid nou en tot in ewigheid. Amen. Ons danklied is die 354, kom ons sing 3 van die verse saam. Amen.
Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. En wees verseker, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u bly. Amen. Ons slotlied is lied 201, kom ons sing al 3 die verse saam.